Ons lees die hoofstuk Huis uit Alfabet van Oorvloed met die vriendelike vergunning van Lisette Marie. Iemand se huis is meer as blote woonplek. Huis vertel van geborgenheid, van versorging, van gesin wees, van liefde. Dit is 'n troostplek en 'n veilige beskutting teen die ongenaakbaarheid van die wêreld. Dit maak nie saak hoe klein of hoe groot hierdie ruimte is nie. 'n Huis behoort 'n hawe van rus vir elkeen te wees wat sy of haar voete oor die drempel sit. 'n Vriendin vertel dat sy na 'n lang verblyf in Londen gesmag het na 'n groter blyplek. Toe hulle uiteindelik hulle lank begeerde huis met genoeg kamers en volop speelplek vir die kinders hier in Suid-Afrika koop, het sy egter onverklaarbaar bly verlang na hulle piepklein Britse woonkamertjie, na hulle gesin se intieme bymekaar wees in die beknopte vertrekkie. Sy het besef dat 'n mens se geluk nie geleë is in die plek waar jy vandaan kom of die plek waarheen jy verhuis nie. Jy dra die vermoë om gelukkig te wees in jou, ongeag jou omstandighede. Terwyl ek op 'n dag by 'n bejaarde dame kuier, wys sy my die veelkleurige handgemaakte deken op haar bed. Ek kyk na die verskillende motiewe, 'n kerk, 'n huis en 'n tuin. Die storie van 'n ryk lewe in kunstige appliekwerk op die deken vir ewig. Toe vertel sy, toe my man besluit het om vir predikant te gaan studeer, het ek met die Here geworstel. Ons was jonk, pas in ons eerste huis. My tuin was 'n lushof. Ons tuiste was my vreugde en my ankerplek. Ek het besef dat ons nooit weer 'n plek sou hê wat ek myne sou kon noem nie. Voortaan sou ons altyd in 'n gemeentehuis woon. Toe antwoord die Here my uit Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En my onstuimige hart het begin bedaar. Ek het besef, die Here het vir my soveel meer gegee as bloot 'n vaste woonplek. Hy het elke vreemde huis en nuwe dorp vir ons 'n tuiste help maak. Hierdie deken wys al die woonhuise en die kerke waar ons in die Here se diens gestaan het. Dit is my manier om vir hom dankie te sê, want hy was altyd daar, op elke plek. Om te verhuis is meer as bloot 'n fisiese verskywing. Wanneer jy 'n geliefde woonplek agterlaat, vind daar ook skuwe in jou binneste plaas. Jy word met jouself gekonfronteer. Jy besin oor dit wat regtig betekenis aan jou lewe gee. Jy vra jouself af, wat is belangrik en wat nie? Wat neem ek saam en wat laat ek agter? In die proses kom jy by jou kern uit. Wie is ek? Wat het ek nodig om te kan leef en om te kan oorleef? Vir God se huisgesin kom die gerusstellende wete. My Vader stap vooruit. Hy skep vir my 'n tuiskomplek, 'n hartsruimte waar ek en my kinders kan weet dat ons sy geliefdes is. Soos 'n pa voorsien hy in die doodgewone dinge van elke dag, in klein en groot behoeftes. Hy vul ook ons lewenshuis met die gawes van sy gees en met homself. Hy is self ons tuiste. Ons moet hierdie blye wete omhels. Dan kan ons saam met Psalm 84 se digter uitroep, hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes, en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here, Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Aldus vers 2 tot 5. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lisette se kontak en webblad besonderhede
in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.